Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die groot ontbyt in Rooi Rose. Cindy Swanepoel gesels oor haar reis na selfontdekking en hoe om balans te vind. Janie Du Plessis is die nuwe aanbieder van Unisop en wat eersdaags natuurlik op kyk net begin. En sy gesels oor die hede en die verlede. Die boervrou Mimi Jacobs leef in dankbaarheid na 'n plaasaanval en deel haar verhaal. Terwyl daar lekker sout en soet resepte vir die Paase gemaak word. Die April uitgawe is nou beskikbaar in meeste winkels teen slegs R69.90. Kry jou Rooi Rose, sit agteroor en geniet die uitgawe. En nou is dit lekker om een van Rooi Rose se artikelskrywers te verwelkom hierso by die groot ontbyt om ons bietjie meer te vertel oor die hoofstories van die dag. Tanya de Venterbuyker, welkom terug na jou ruskans daar in die bos. Ek's bly om te sien jy het daarom nog 'n kam in jou sak en 'n baadjie in jou kas. Nou ek reis met my haarstrykyster daar in die bos. Ek is daarom nie weg. Ek sal nie. En die hare het daarom nie gebrand nie. Nee, ek sien nie Amazone nie. Net in Limpopo. Ja nee, dis hoe mense partykeer van Suid-Afrika dink en ek blameer hulle nie. En die Suid-Afrikaanse regering kry blykbaar positiewe tekens uit die FSA, aldus die president. Ja, dit lyk my dit was 'n goeie week vir ons verhoudings met Amerika gewees. So eers Woensdag is Leo Bozel, natuurlik die ambassadeur se geloofsbriewe oorhandig aan die president. Hy het toe nou ook gepraat oor hoe lekker dit vir hom is in Suid-Afrika, hoe lief hy vir die land en sy mense geword het en dat hy klaarblyklik gewig optel waar hy ook al gaan. Maar toe nou het die president Cyril Ramaphosa die Amerikaanse Sakekamer toegespreek en gesê dat dit goed gaan met die verhoudings en dat hulle sien onder meer uit om die AGOA ooreenkoms te hernie. So as ons na hierdie twee of as ons na die week kyk, dan lyk dit redelik positief. Ons sal sien hoe gaan dit vorentoe. Miskien is daar ook ander goed waarop Amerika op hierdie stadium fokus. Ek sien ook dat Israel en Libanon gaan lyk my ook Suid-Afrika gebruik om samesprekings te voer. So ja, ons speel bly maar 'n internasionale rol speel. En interessant, ek sien Bozel het gesê hy wil graag net ook 'n bietjie praat oor swart ekonomiese bemagtiging. Dis een wat van die bespreek goed, moet word voordat die verhouding verder goed gaan. Ja. En dit voel vir my Suid-Afrika hou net van Bozel as hy goed bespreek waarvan hulle hou. So mense sal maar sien hoe dit die verhouding gaan Moet beïnvloed. sê hy het nogals redelik diplomaties gepraat hierdie week. Hy het inderdaad daai gesê, maar hy het ook hulle het hom uitgevra oor die lied Kill the Farmer en hy wou nie, hy het gesê hy respekteer die hof besluit, hy is nie gelukkig met die lied nie. Hulle het hom ook uitgevra oor of is daar nou 'n volksmoord en toe het hy gesê daar is goed in die land wat pla. Ek dink hy wag nou uiteindelik sy geloofsbriewe gaan nou insettel, so kom ons gee hom tyd. Ek dink hy gaan nie nou onmiddellik uitsprake maak nie. En ek dink ook 'n mens moet besef 'n ambassadeur is nie gelyk aan die president nie. So ons kan nie 'n man beoordeel volgens 'n president soos hoe jy dink oor 'n president nie. Hy is net 'n gesant van die president. 'n Diplomaat. Hy's 'n diplomaat. En hy is en hy gaan 'n diplomaat bly. Daarom is sy werk om diplomaties Correct. te wees. Ja, want hy kan nie in hierdie land, hy moet ook maar versigtig wees wat hy sê. En wat hy eet. Anders gaan hy gewig optel. Nou ja, ou storie. Nou ja, ons moet 'n bietjie praat oor minister Leon Schreiber wat 'n daadwerklike verandering en 'n verskil maak in die ou binnelandse sake. As ek dit nou mag sê as 'n joernalis, dink ek hy doen regtig. En as jy kyk ook na die daadwerklike verslae wat uitkom en die hoeveelheid deportasies wat hy oor rapporteer wat hulle kon gee, 109,000 mense wat in die afgelope 2 boekjare gedeporteer is. Een van die operasies natuurlik operasie Nuwe Besem wat hulle gebruik hommeltuie, hulle gebruik lyfkameras, en hy sê as jy onwettig in Suid-Afrika is, moet jy maar gaan, want daar is nie meer genade nie. So 42% styging in die hoeveelheid deportasies wat hulle doen. Dit is natuurlik 'n goeie ding. Aan die ander kant gryp dit 'n mens aan die hart om te weet, daar is ook goeie mense wat hier in Suid-Afrika is. Wat kom werk soek. Wat nie 'n ander ding kom desperaat het is. nie. Ja, mens Ten spyte van die feit dat die minister daar op daai foto lyk asof hy 'n tweedehandse karhandelaar is. Hy lyk vir my meer soos 'n pastoor. Maak hy 'n daadwerklike verskil as mens kyk na die digitalisering op hierdie stadium van aansoeke, hoeveel meer banke en takke begin deelneem aan die ID en paspoortuitreikingsstelsel, netwerk. Daar is 'n verskil in buitelandse sake. Wat ek ook van hom waardeer is dat hy besef, ja, binnelandse sake. Wat ek ook van hom waardeer is dat hy besef,
in hierdie land en hierdie regering kan enigiets enige oomblik verander. So hy weet dit kan moontlik 'n beperkte tyd wees wat hy in daai portefeulje is. So hy doen soveel as wat hy kan. En ek dink dit is fantasties wat hy al vermag het. Wat hy ook vir ons wys is waar daar 'n wil is daar 'n weg. Ja. So as hy dit kan doen, hoekom kan dit nie in al die ander departemente gebeur nie? Hoor. Luister, ek sien Mel en Piet gaan onskuldig pleit in Amerika. Korrek, dit is op hulle aanklagte dat hulle diefstal gepleeg het van 87,000 ek kan nie onthou, is dit net die dollars? Baie goed gesteel, nee. Ek dink dit was... Maar goed, net vlugtig, hulle het nie self in persoon verskyn nie. Ons weet nie waar Piet aangehou word nie. Ons weet sy word aangehou in 'n baie onder streng bewaking in 'n tronk in Arizona. Hulle regsverteenwoordiger het gesê hulle pleit onskuldig. En natuurlik hulle het oorspronklik borgtog gekry van R10,000 elk, maar toe hulle agterkom hierdie mense is onwettig in die land. Ja, so en blykbaar Netwerk 24 berig, hulle het opskrif dat daar word gewerk daaraan om hulle terug te deporteer na Suid-Afrika. Jy was reg, dit was R87,000 se diefstalwaarde en dit is $5,300 dollar. Ja, so ja, So ons sal sien wat vonkelwyn gebeur. en Ja. mineraalwater. Ja. Nou maar nee, toe. Ons moet 'n bietjie praat oor die EFF. Ek sien Julius Malema het dit gesê, die LER vir finansies in Gauteng, moet 'n mens nou verstaan, is 'n slim man, hy's aantreklik ook. Hy sal al die goed, maar jy sien, nou speel 'n mens ook natuurlik vir 'n tipe gehoor, so jy verstaan hoekom hy dit sal sê. Deel van sy uitlatings is sy erkenning dat ja, hy wel by een van die Big Five gang lede, BC, se plaas gaan kuier het, maar hulle is nie eintlik vriende nie. Dit is wat hy sê en hy is ook baie kwaad vir Van Nkosi wat dan nou 'n verwysing gemaak het na die rooi barrette. Hy sê dis slegs 'n verwysing, hy verwys na Nkosi as 'n clown. En hierdie het natuurlik nou gebeur by hulle media konferensie wat hulle by die Winnie Madikizela Mandela huis gehou het om hulle verkiesingsveld tog bekend te stel. So hy het nie uit sy eie uit hieroor gepraat nie, uiteraard het die joernaliste toe vir hom gevra, hoorie, maar wat van hierdie aantuigings wat gemaak word by die Madlanga kommissie, en dis toe hy sê glad nie die waarheid nie. Ja, hy was okay, maar Pierre, kom ons sê ek is altyd die optimis. Kom ons sê ek het by jou kom kuier en jy's 'n skelm. Dit maak my nie noodwendig 'n skelm nie. Hoekom het jy by my kom kuier? Dit is die vraag. Verstaan Veral as jy dan So, na die tyd sê, o nee, ek weet nie eintlik, ons is nie eintlik vriende nie. ja. Ek het Is net genooi vir tee, is daar 'n publieke geleentheid gewees, Ja. soos daar. Ek dink een gelukigheid vir Malema is daar's op hierdie stadium groter visse om te braai by Madlanga. So ja, ek dink Dis wel interessant om te sien, hy sê met hierdie volgende verkiesing is dit maak of breek vir die EFF. Of hulle gaan vir oorwinning of hulle gaan stop. Nou wonder ek of hy gaan stop as ek daar is nie baie bly oorwinning dat is hy nie. die insig het om dit raak te sien. Ja. Ja, maar hy sê ook hulle weier om enigstens in 'n regering betrokke te raak waar die DA en die VF+ is. Ek dink dit is slegte nuus vir hom want ek dink die toekoms is 'n koalisieregering. Ja, en interessant hoe hy sê jy moet oppas vir sekere lede, onder andere van een van die partye. Jy sê hy kon dalk iemand doodgemaak het in die verlede. Hy's 'n rasis. En dink ek, hoe naby is dit in crim and injury? Absoluut. En maak mense sulke aantuigings in die openbaar by perskonferensies Ja. sonder enige bewyse of om enigiets te hê om dit te staaf, maar soos ek sê, mense verstaan Julius sing 'n liedjie vir 'n spesifieke gehoor. Absoluut. Ja. Luister, ons is bly dat dit nou hoogtyd is vir hoogspring, want Tshwane bestee baie geld aan Pilditch. Ons hoop net dit Uiteindelik nadat die hoërskole self Pilditch moes regmaak Self vir hulle moes interview. gras- Dit is nou die groot dilemma. So dis hoe dit in die nuus beland het. Ek meen ek praat self met ouers wat sug as hulle moet Pilditch toe gaan. En hier sê die Tshwane Metro maar hulle het 2,2 miljoen rand aan Pilditch spandeer in die afgelope 2 jaar om die bane op te knap, plaveisel reg te maak en so aan. Goed, dis hulle het een net vergeet ding. om die gras te sny. Verstaan jy, so waar is die instandhouding? En die toilette skoon en reg te maak, Hoekom ja. moes Ja. Hoërskool Brits en Hoërskool Swartkop self inspring, ook lede van AfriForum, hoekom moes hulle self inspring om Pilditch slaggereed te kry vir die 2 interhoors? Verstaan jy, dit is absoluut skrikwekkend. So kan ons net, hierdie is ons hoërskole se, dis waar hulle se vlaggenskap. Dis Stadion, veronderstel hè? om Ja. die openbare atletiek byeenkomsplek Absoluut, in die so- hoofstad te wees. Ja. Maar hulle sê hulle het nuwe wasbakke
geïnstalleer ensovoorts. Goed, maar dan is dit nou tyd om daai 2.2 miljoen rand ook 'n bietjie instandhouding te doen. Ja, ons hoop dit word aan die regte plekke en aan die baan en aan die nodige goed spandeer. En kan ons asseblief net vinnig oor die volstruis Hoor jy die praat? volstruis in Thailand, 'n troeteldiervolstruis. Sy naam is iets soos B1 of BA. Daar hardloop hy op die Dit is die 3 pad se nommer waarop hy is, die snelweg B1, af. Arme verskrikte groot voël op die snelweg. Een van die bestuurders het hom na die linkerbaan toe gedwing sodat hy gevang kan word. Hy is dan weer terug by sy eienaar. Wie het 'n volstruis vir 'n troeteldier? Dit was vir my meer kommerwekkend want ek In wil Thailand. sien hoe groot is die hok waarin B1 en B2 sy wyfie Ja. aangehou word daar. So ek hoop net dit is in mooi omstandighede. Ek is ook baie lief om voëls te kyk en spesifiek groot voëls, maar ek gaan nie 'n volstruis in 'n hokkie aanhou nie. Ja, ek ook nie. Ek wonder net wat is die rede dat hy voelvry verklaar is en daar op die snelweg rondgehardloop het. Ek weet wel hy sou dalk die karre kon 'n go gee, want sy topspoed is 70 km/h. Baie dankie dat jy ons 'n go gegee het hier vandag, Tanya de Venter-Byker, en bly ingeskakel vir nog groot ontbyt. Aluma Capital, altyd aan die groei.